Goeiemôre gemeente, welkom by die erediens. Ons toetrede lied vanmôre is gesang 177. Ons sing dit 2 maal, waarna jy kan bly staan tot na ons lofgesang. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur die sing van Gesang 409 vers 1, 2 en 3, waarna jy weer kan sit. Van
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 10 vers 1 tot 4, 10 vers 17 tot 20 en dan hoofstuk 24 vers 1 tot 7. Daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle twee voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarheen hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê: die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beurs of 'n reisak of skoene saamdra nie. En moenie langs die pad met groetery tyd verkoos nie. Die 72 het vol blydskap teruggekom en gesê: Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van u naam. Toe sê hy vir hulle: ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen. En tog moet julle nie bly wees, net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp het nie, maar wees veral bly, omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was, en gesê het: die Seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan.
Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom ons sing vervolgens Gesang 417, al twee die strofes. Wat die profeet Jesaja oor die koms van die Messias profeteer het, onthou ons baie goed. Die profeet het onder andere geskryf, tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En dan as 'n mens hiervandaan vorentoe blaai na die Nuwe Testament, dan onthou ons ook die geskiedenis van Johannes die Doper. Op 'n stadium is hy deur die koning Herodes in die tronk
laat opsluit. En uiteindelik stuur Johannes die doper van alle mense vir die Here Jesus se boodskap met sy boodskappers om vir hom te vra. Hy, Johannes die doper, wat die koms van die Messias voorberei het, hy stuur 'n vraag na Jesus om te vra, is u die Messias wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? En dan antwoord Jesus hom. Gaan sê vir Johannes, blinde sien, lammes loop, malaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. Dis alles wat gesê en gepraat is oor die koms van die Messias. Maar iets onderliggends aan hierdie alles het eintlik 'n baie dieper saak gelê. En dit is wat ons in ons skrifgedeelte raak gelees het. Hier op 'n punt, Jesus het nou al 'n klomp navolgers, meer as net sy 12 disippels wat hy gekies het. En hier op 'n punt stuur Jesus 72 van hulle vooruit na die dorpe en die plekke wat hy sou besoek. En hy sê vir hulle, moenie langs die pad julle ophou met 'n groetery van mense nie. Gaan gou moontlik. En nog meer. Hy sê vir hulle, onthou net, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in, en terwyl hy dit vir hulle sê, sê hy ook, moenie geld saamvat nie. Moenie kosvoorrade saamvat nie. Moenie nog ekstra skoene saamdra nie. Gaan net. Met niks. Moes hierdie 72 die pad vooruit loop en hulle weet nie hoe hulle deur mense ontvang gaan word nie, maar hulle moet gaan sê dat die Here Jesus Christus is op pad. En dan kom hulle terug. En hulle is vol blydskap. Ja, dit gaan nou nie eers oor die feit dat hulle oral goed ontvang is nie. Dit gaan nie eers oor die feit dat hulle toe wel genoeg te ete en te drinke gekry het langs die pad nie. Die Here het mos gesê, hy sal self sorg. Hulle kom terug en hulle is opgewonde en hulle sê, op plekke waar hulle net sy naam genoem het, het selfs die bose geeste die wyk geneem. En toe hulle dit sê, toe antwoord Jesus hulle en hy sê, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Ons blaai vir 'n oomblik weer terug na die Ou Testament. Ons lees in die Ou Testament dat die volk Israel vreeslik bang was vir die afgode van die heidene. So maklik is hulle ooreed om die goed te aanbid. So maklik is die volk van God
ook geïntimideer met die Kwansyse waarsêery en toordery en dies meer. Ons lees in die Ou Testament, Psalm 74 sê vir die volk, daar die Leviathan in die see, waarvoor die heidene tog so bang is en julle nou ook voor bang is. Die Here het self die Leviathan met sy klomp koppe tot niet gemaak. Die bekende Psalm 121. Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? En is die bedoeling van die psalmdigter, die Kanaaniete sê hulle gode is so groot, hulle woon op die berge. Nou staan hier die psalmdigter en hy kyk na hierdie berge rondom Jerusalem en hy wonder, waar sal sy hulp nou vandaan kom? Watter een van hierdie afgode sal hom te hulp snel? En dan skryf hy ook later in die Psalm, Israel moet tog nie bang wees vir die Kwansyse songod nie. Hy is nie 'n god nie. En moet ook nie bang wees vir die maangod nie. Dit is nie 'n god nie. Hulle kan julle niks doen nie. Herinner jy Ou Testament Israel? Dink hoe die Here julle verlos, julle voorouers uit Egipte. Met die 10 plaae. Waarmee hy klaar gespeel het met die afgode van die Egiptenaars. En dan kom ons by Psalm 91. En veral as u gaan kyk in die Ou Testament, ek bedoel die ou vertaling, dan sê die Psalm, moet tog nie bang wees vir die pyl wat bedags vlieg nie. Was 'n bygeloof dat die ellende, die sonde, die bose, sommer jou met peste en pla kan tref, moet tog nie daarvoor bang wees nie. In die tyd van die Nuwe Testament is die Satan beskou as die hoofaanvoerder van hierdie boosheid. En 'n mens lees dit veral ook in die boek Openbaring raak. So op hierdie stadium is die Satan nou die hoofaanvoerder van alles wat boos en sleg is en so ook die bose geeste. En toe hierdie 72 terugkom, vertel hulle selfs die bose geeste het gewyk net by die aanhoor van u naam. En dan profeteer die Heer. Ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Verwys hy na sy kruisiging en sy opstanding. Wat nou met hierdie 72 gebeur het, is eintlik 'n voorloper van wat op pad is. Toe Jesus Christus aan die kruis hang, het die Satan en sy trawante gedink, nou het hulle klaar gespeel met hierdie seun van God. En toe sterf hy ook. Maar 3 dae later, toe staan hy uit die dood uit op. Hierdie Satan wat hom verbeel het, die hemele behoort aan hom en sy trawante, is nou self
daarmee heen. En luister baie mooi na die kontras. Jesus sê hy het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val en die laaste sin sê: Moenie bly wees omdat die bose geeste hulle die wyk voor julle geneem het nie. Wees bly omdat julle name nou in die hemel opgeskryf staan. Die bose is oorwin. En op hierdie Paasondag gebruik ons die vraag van die kerk se leerboek, die Heidelbergse Katekisme. Wat is ons enigste troos in lewe en sterwe? Ons wat soos lammers onder die wolwe ingestuur is in hierdie wêreld. En die antwoord is dat ek met liggaam en siel in lewe en dood aan die Here Jesus Christus behoort. En die antwoord gaan voort: hy wat my uit alle heerskappy van die duiwel verlos het. En hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die Vader se wil daar nie 'n haar van my hoof sal val nie. En onthou die gebed wat die Here Jesus Christus ons geleer het. Verlos ons tog van die bose. Elke keer wanneer ons daardie woorde bid, dan styer die bose geeste. Broeders en susters, op hierdie heerlike herdenkingsdag kan ons by die tafel van die Here aansit en sy opstanding vier. En terwyl ons soos lammers onder die wolwe is, word ons versorg en gevoed met niks minder nie as die liggaam en die bloed van ons Here Jesus Christus. Dit is die voedsel vir 'n lewe van vrede, gemoedsrus en 'n vooruitsig na die dag van die Here. Kom sit vanoggend by sy tafel aan en dink daaroor dat ons elkeen God se kinders is. Amen. Kom ons staan vir die belydenis van ons geloof. Ons bely saam met die kerk van alle eeue soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel
die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 407 vers 2, waarna jy weer kan sit. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, aangesien hy ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volg in sy of haar hart na te sê. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, van nou af tot in ewigheid. Amen. Dankbare lewe voor God. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons sing gesang 284 vers 1, 2 en 3, waarna jy kan bly staan vir die seëngroet.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.